groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Jahwe Elohim, geliefdes. Is dit nie wonderlik dat ek en jy daar die voorreg kan hê om hierdie wonderlike name van ons Jahwe Elohim, die Almagtige, oor hierdie lippe te kan gebruik nie? Dat ons die voorreg kan hê om die heeltyd hierdie woord by ons te kan hê nie, wat Yeshua is. En dat ek en jy heeltyd geleer kan word deur die Heilige Gees. Die vraag is net, wil u geleer word? Of hou u nog aan al hierdie dinge van hierdie wêreld vas? In die vorige opname het ons gepraat van wat in hierdie wêreld aangaan en hoe korrup dit is. En oor die hele Europa wat daar aangaan. Ons het gepraat bietjie oor die paus en hoe hy hierdie week gaan aankom. Maar weet jy, geliefdes, hierdie week het ek, toe ek met my Bybelstudie, het ek een ding agtergekom, hoe wonderlik die woord van Jahwe is. En ek wil vandag vir u graag lees daar uit Nehemia. Want hierdie Nehemia was 'n skinker gewees. Hierdie Nehemia was 'n mens met 'n sekere beroep, net soos enige een van ons wat na hierdie uitsending luister. Want hy was die koning se skinker gewees. Maar hierdie Nehemia het hierdie verlange gehad, hierdie liefde vir sy volk. En daar sê hy dit kom hy voor die koning in Nehemia 2. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee. En omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is toch nie siek nie, dis niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword. En aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe. Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl toch die stad waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Dit is wat hierdie Nehemia aan hierdie koning van hom kom vertel het. En hierdie koning, en ek wil nou, hierdie koning het guns in sy oë vir Nehemia gekry. En hy het Nehemia opdrag gegee om terug te gaan, en hy het vir hom so baie goede saamgegee. Geliefdes, gaan lees hierdie boek Nehemia, dis iets wonderliks. Maar weet jy wat het hy gedoen? Hy het hierdie begeerte gehad in sy hart, om wat te doen? Om hierdie Jerusalem weer te herbou. En nou gaan dit nie net oor Jerusalem nie. Nou, ek wil graag oor hierdie dinge lees. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Haganja. En in die maand Kislev van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hom gevra na die Judeërs, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stukken en die poort is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die Elohim van die hemel, en sê, ag Jahwe, Elohim van die hemel, grote en gedigtige Elohim, wat die verbond en die goedertierendheid hou, vir die wat u lief het en u gebooie onderhou. Laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u knegt, wat ek vandag voor die aangesig bring, wat ek vandag bid en nag verbid, vir die kinders van Israel u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondig.
Nou met al die agtergrond van hierdie omstandighede ken, dit was in Daniël se tyd en hulle is weggevoer na Babel. En hierdie, maar 'n klomp van hierdie Judeërs het agtergebly. En nou kom sy broer by hom, maar daar waar hy in Babel is, voor die koning en vra, maar nou, ja, jong, hoe gaan dit daar? En hy sê, nee, dit gaan nou nie goed nie. Want jy sien, daar die vrygeraaktes, daar die mense het nie meer enige iets gehad nie. Die mure van Jerusalem was verbrand. Daar was niks nie, die tempel se goede is verbrand. En hulle het in swaar kry gelewe. En Nehemia weet baie goed hoekom het dit gebeur. Hoekom is hierdie volk weggevoer? Want luister nou mooi wat sê hy in vers 7. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u. En ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses u knegt beveel het, nie gehou nie. Hoor u? Sit nie maar presies dieselfde vandag nie. Lewe ek en jy nie in hierdie land wat al die mure afgebreek is nie? Lewe ek en jy nie in hierdie land waar daar amper niks meer oor is nie? Vers 8 sê, dink tog aan die woord wat u aan Moses u knegt beveel het, naamlik. Luister nou baie mooi, en dis die oorsaak hoekom hierdie volk so lyk, ook hierdie boervolk so lyk. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Het Moses gesê, maar vers 9 sê, maar as julle jou tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Na hierdie 1000-jarige vrederyk en ek en jy se omstandighede, geliefdes. Hulle is toch die knegte volk wat u verlos het deur u grote krag en deur die sterke hand. Ag Jahwe, laat u oor toch opmerksaam wees op die gebed van u knegt en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees. Geliefdes, vrees u die naam van Jahwe. Vrees u Jahwe en sy gebooie en sy insettinge. Dat u dit in afwagting en gehoorsaamheid graag wil doen. Want dit is hoekom hierdie volk so lyk. Dit is hoekom hierdie boervolk so lyk. Want hulle het afgedwaal van Jahwe, van sy gebooie, sy insettinge, sy verordeninge. Hulle het agter ander godes aangeloop. Daar is die Rooms-Katholieke Kerk, die groot hoer van Openbaring 17 en 18. En jy kan maar gaan lees wat gaan gebeur met al hierdie dinge. Met die groot hoer. Maar die feit van die saak is u nog van plan om op te staan vir Jahwe en sy woord en sy gebod, sodat mense in jou lewe kan sien dat jy is 'n kind van hom, wat graag sy gebooie en sy insettinge wil hou, en die knegte wat verlang om u naam te vrees. Hoor jy wat ek vir u sê? En nou kan jy deur hierdie Nehemia blaai, en die samenswering van die vyande van Nehemia, hoe Nehemia terugkom en hierdie muur moet herbou, maar hoe al hierdie mense, sy eie mense, teen hom in opstand kom, of die meeste van hulle. En wat gebeur, geliefdes? Dit gaan so erg dat hy homself moet bewapen. Wat die woord sê dat hy die swaard in sy sy moes dra. En ek wil vir u vra, herbou u ook Jerusalemse mure, u eie mure, hierdie mure van verval van hierdie volk. Het hy nog hierdie swaard, hierdie woord van Jahwe aan u sy? Is dit nie wonderlik nie, geliefdes? En ek kom en ek vra vir u dat u asseblief sal oplet na hierdie ding.
En hy sê daar in vers 14 van Nehemia 4, en ek het dit gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groot en gedigtige Jahwe. Dink aan die groot en gedigtige Jahwe en veg vir julle broers en julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Wat het dit tyd geword dat ek en jy hierdie mure moet herbou saam met dat ek en jy hierdie Nehemias van hierdie tyd sal word. 'n Tyd wat nou is. Want daar is nie 'n ander tyd nie, geliefdes. U moet terugkom na hierdie tyd toe. Toe ons vyande hoor dat dit ons bekend geword het en Elohim hulle plan verydel het ons almal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk. So het hierdie Nehemia hierdie volk geïnspireer om hierdie mure te herbou. So moet die woord kom, die woord van Jahwe en inspireer het vir ek en vir jou om hierdie mure weer te herbou. Want die tyd is naby, geliefdes. Ja, want daar is so baie ander dinge wat ek graag wil vir u sê. Maar daar was baie van hierdie vyande wat die hele tyd teruggekom het na Nehemia toe en alle valse getuienis teen hom ingebring het, maar hulle wou hom graag gehad het daar in Nehemia 6. Laat Sanballat en Gesam my weet. Kom, laat ons by mekaar kom in een van die dorpe, in die laagte van Ono. Maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Nou geliefdes, as jy gaan kyk na hierdie laagte van Ono, Ono beteken versterkte laagte in Hebreëus. Nou het ons moeilikheid. Maar weet u dat Nehemia het nie daarvoor geskik nie. Hoekom? Omdat hy saam met sy Elohim gewandel het. Het hy presies geweet wat Jahwe wil doen. En nou kom ek nou na, hy sê, en toe al ons vyande dit hoor, het ek die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur ons Elohim gedoen is. Wat weet jy, hulle sê, man, weet jy wat hierdie mure gaan omval? Wat julle nou bou? Maar nee, geliefdes, hulle het aangehou bou, hulle het met hulle wapens, hulle het hulle bewaak. Want Nehemia verdeel hierdie volk. En hy vat hierdie skuld las en onthef hulle van hulle daar in Nehemia 5. En Nehemia kom en hy sê vir hierdie volkere, van hierdie vyande van hom, maar Jahwe sal vir ons stry. En dit beteken jy se uitgangspunt wees in 'n land wat als opgevoeder is. Want Jahwe sal vir ons stry. En luister nou mooi, wat het hy gedoen hierdie Nehemia? Hy het al hierdie volke bymekaar gekry. Hierdie Judeërs. En op die ou einde van die dag het hy hierdie muur gebou en het hierdie tempel gebou. En toe hulle dit sien, toe weet hulle dat dit die werk van Jahwe is. Want ek en jy kan op prinse nie vertrou nie, op die mense ons hoop nie bou nie, want as Jahwe hulle gees ontbind, keer hulle na die aarde weer en hulle raadsplan stort er neer. Wat is u mure? Het u begin om u mure en u bure en u kinders en u vriende, u familie, saam daar die mure te herbou? En het hulle hierdie Nehemia het hierdie wet onthou, het hy die volk teruggebring na Jahwe toe, na Jahwe se gebooie, sy insetting en sy verordeninge. En het dit goed gegaan, ewe skielik gaan dit goed. En Nehemia bely hierdie sonde voor Jahwe, maar hy is regverdig in alles wat oor ons gekom het, alles wat in hierdie land oor ek en jy gekom het. Want hy het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. En nou vertel hy van hierdie
wat hulle nie die gebooie en die insettinge onderhou het nie. Ons is vandag slawe en die land wat U aan ons vaders gegee het om te vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe. En dit vermeerder sy opbrengs vir die konings wat U oor ons gestel het, om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggame en oor ons vee en oor ons na willekeer, en ons is in 'n groot benoudheid. Soos hierdie volk, hierdie boervolk in moeilikheid. En daar is net een manier, en dit is die regte manier, dit is 'n terugkeer wat hierdie volk van Jahwe moet maak na hom toe. En Jahwe sal vir ons stry, Jahwe sal alles oordoen. Maar ek en jy moet bereid wees om hierdie mure wat hulle afgebreek het, die kulturele mure, die taalmure, al hierdie goed, moet ek en jy begin ophef en terugkeer na Jahwe toe. Want daar in die vesting, daar in Genesis 11, daar in die vesting van Ono, kom Jahwe en hy sê daar, in Genesis 11, die toring van Babel, en die hele aarde het dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde, en toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinai, en daar het hulle gaan woon. Dit is hier die Ono laagte. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm, en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir boustene en lijmgrond vir klei. En nou ken ek en jy daar die geskiedenis. Het gekom, en Jahwe het gekom, en Jahwe sê daar in vers 6, daar is hulle nou een volk, en het almal een taal. Let op, geliefdes, wat gebeur in hierdie wêreld vir ek en jy? Een wêreldorde, een taal, een polisiemag, een dit, een alles. Dit is wat hulle vir ek en jy beplan. Daar het Jahwe gekom, en Jahwe sê daar in vers 6, daar is hulle nou een volk, en het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees, van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdal en hulle taal daar verwaar, sodat die een taal, die taal van die ander nie kan verstaan nie. En u weet wat dit gebeur, toe hulle versprei oor hierdie aarde, want hulle het hulle taalprobleem gehad. Geliefdes, en jy moet nou mooi luister vir my vandag. Ek luister hierdie week daar met die paus se begrafnis. Praat twee pastore. En die een sê, man, weet jy wat is die wonderlikste van al, want hierdie duisende mense, ek dink daar was 250.000, maar dit maak nou nie saak nie. Het hulle ontwerp, 'n AI, noem hulle dit. En jy kan maar gaan Google hoe werk hy. Is hier die gehoorstukkie wat jy in jou oor sit. En maak nie saak met watter taal hier die wêreld na jou toe kom nie. Jy hoor dit in jou eie taal. Wat het hulle gedoen deur al hierdie jare van Babel? Het Nimrod gekom en het al hierdie, met al die Jesuitiese mense, al hierdie geheime organisasies, hierdie Satansmagte, het hy stadig begin om weer een taal te maak, en hulle noem dit AI. Hoor u? Sien jy hoe naby aan die einde is ons? Hoe moet ons al hierdie goed, en daar in Brussels, daar by die Europese Unie, met 'n vlag van 12 sterre, daar 'n parlement is gebou met die onvoltooide Babel. Maar Jahwe weet, en Jahwe gaan hulle weer vernietig. Maar kom ek en jy sorg, dat ons sal reg wees vir die koms van Yeshua. Want dit is ek en jy se Ono. Nou weet ons, dat Jahwe sal regeer, en dat Jahwe al hierdie beloftes van hom tot uitvoer sal bring. En ek groet u in die wonderlikste naam van alle name, en tot 'n volgende keer sê ek vir u Shalom.